kom ons bid ook vir hulle. En dan natuurlik 28ste Maart, die Pandjiesmark, en ek het gesien waar een het daar van 'n vanran opgesit daar op die bord. Lees maar net daar, ek weet nie wie dit daar opgesit nie, maar daar is 'n plakkaatjie daar van die pretloop. Goed, en dan moet daar nou een daarom hier by my ook kom aansteek. Hulle is net te kort, wie jy? Wat sê? Gaan jy vir ons daai aansteek en dan kom steek jy vir ons hierdie twee daarbo aan asseblief. Gaan jy lekker bykom. Baie dankie. Daar sê. En die kinders gaan dan nou beweeg na hulle kategese toe. Daar sê. Jong, wie is so sukkel mense met mense, party se liggies wil ook net nie skyn nie. Jy kan aansteek en aansteek, maar hulle is weer dood. Maar kom die kinders, mag die Here ook julle saam wees seën vanmôre. Kom ons buig die hoofde dan, bid ons saam. Hemelvader, ons is vanmôre hier by mekaar en ons herdenk lydenstyd. Partykeer gaan dit maar net by ons verby. Partykeer dink ons nie eers daaraan nie en ons leef maar net. Maar Here, vir U was dit 'n lang pad om juis hiernatoe te kom, om vir ons te kom red. En dat U juis hier op aarde 'n stuk godsverlatenheid moes beleef, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie. Dankie Here dat U teenwoordig is hier by ons. Dankie dat ons U kan ervaar deur U Gees elke oomblik, elke dag. Here, ons dra hierdie gemeente aan U op, ons kinders. Nou as hulle die kategese by mekaar kom, ons bid Here vir hulle wat hier vanmôre opgedaag het om hier te wees, om maar net te kom hoor wat U vir ons sê. Maak ons stil soos ons gebid het. Dankie dat ons daar in daai lied vir mekaar kon sê, U ken ons donkerste nag. U ken ons swaar, U ken ons pyn, U ken ons bekommernisse. Ons is baie dankbaar dat U ons so ken. Ons wil nou hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid ook vanoggend vir Dominee Dolf, sy vrou Ankia. Ons bid Here dat U ook in die tyd vir hulle die wysheid sal gee om te antwoord op 'n roepstem hier van Newton Park. Ons bid Here vir elkeen wat siek is, wat in die hospitaal is of by die huis siek is. Wil U asseblief deur U genade vir hulle aanraak. Maar ons is nou hier vanmôre, Here, en ons pleit vir U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons groet vir julle ook in die teenwoordigheid van ons sê Here Jesus Christus. En ons sê maar net vir mekaar, sy genade, sy liefde en sy barmhartigheid gaan by julle wees en in julle wees. Nou as ons nou so by mekaar kom in lydenstyd, dan gaan ons nog 'n lydenslied sing, vers 1 en 2 van lied 393 wat maar net sê die Here is die middelpunt van ons verlange. As ons hier is en as ons as mens nie regtig intens na die Here verlang nie, dan gaan dit nie werk nie. Maar wat gebeur? Wanneer ek na hom verlang, dan bring hy rus in my gemoed. Maar dan as ons nou kyk na die ander versie wat ons gaan saam sing, dan sê hy land so diep verlange. Hy sê uit ons soeke, twyfel, angste, lei U ons na God terug. Nou hierdie psalm wat ons gaan lees is 'n psalm waar daar baie angste is, baie onsekerheid. En op die ou einde in hierdie psalm lei die Here
hierdie psalmdigter terug na die Here toe. En hy het bevryding gegee en weer 'n spontane lewenslus om die Here te prys. Vers 1 en 3 van lied 393. Jy kan maar die sitplekke inneem. As ons nou kyk na daai lied, dan sê ons Jesus moet eintlik die middelpunt van ons verlange wees. Maar dan sê daar op die diep bedorwe aarde het U eiland neergedaal en vir elke skuld beswaard met die kosbaar bloed betaal. Nou as 'n mens nou die tema vat wat ons nou hiermee besig is, God verlate. Hoekom is ons baie keer het ons hierdie gevoel van God verlatenheid? En dan wil ek amper sê dat een van die redes, daar's baie ander redes. Een van die redes is baie keer dat ons 'n bietjie van God wegkruip. Jy's met ons sonde. Ons wil nie graag hê God moet ons kry nie. Iemand het so mooi gesê, daar die beste manier van eintlik sonde doen is as ons kyk na Genesis, daar in die paradys. Wat het Adam en Eva gedoen na hulle gesondig het? Weggekruip. Hulle het vir God weggekruip. En is dit nie maar wat ons baie keer doen nie? Dat ons regtig vir God wegkruip. En nou dink ons God is weg. Ons is van God verlate, maar is dit God se skuld of is dit ek wat maar wegkruip? Hy sê daar's maniere hoe ek wegkruip. Liefdeloosheid is natuurlik een van daai maniere. Dat ek nie vir mense lief is, behalwe nou vir God. Want hy vra ek met die Here lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. Is daar nie baie keer 'n muur tussen my en God nie? Dat ek hom nie regtig lief het met my alles nie. En dat ek my naaste moet lief hê soos myself. Hierdie twee kom ons nou maar by mekaar. Dat ek baie keer amper wegkruip vir God, wegkruip vir mense, en weet julle ergste van alles, ek kruip baie keer weg vir myself. Dat ek ook nie myself lief het nie. Want hy sê ek moet my naaste lief hê soos ek myself lief het. Nou wil ek hê jy moet net so 'n bietjie stil word voor die Here. En net vir die Here sê, Here, ek wil nie wegkruip nie. Ek soek vir U met my hele wese. Dit wat Psalm 22 maar vir ons gaan sê. En as ons nou klaar so rukkie stil geword het, dan gaan ons sing lied 292. Wat sê daar is 'n troos? Het julle nou op 'n tydjie 'n kleintjie wat bietjie weggeraak het gekry en hy's half verdwaal? En jy kry daai kind wat so in die huil is. En die oomblik wanneer pa of ma vir hom of haar kry,
daai snikke gaan verby, daai drukkie. Die Here sê, as ek vanmôre uit hierdie donker van verlatenheid bietjie uitkom, dat die Here my kan vind, want hy soek my. In die paradys het hy vir Adam en Eva gesoek en hulle geroep. Dis wat lydenstyd kom sê, hy soek vir ons. Kom ons raak stil. Amen. As jy klaar wegkruipertjie gespeel het en jy nou uitgekom vanmôre, dan sê die Here, ek wil jou troos. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus behoort is, dat ek lekker in sy arms is. Wat 'n wonderlike lied. In hierdie lied het ons 'n stuk geloofsbelydenis waar ek verklaar ek behoort nou aan die Here. Ons het in hierdie lied daai troos in 'n versekering, niks gaan my van hom skei nie. Maar ons het ook hier aan die einde daai laaste reeltjie sê, sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Kom ons bid en ons vra net sommer dat die Here vir ons deur sy woord sal lei. Here, maak u woord vir ons oop. Maak ons harte, ons lewens vir u oop. Kom deur u Gees en maak u die woord vir ons lewend. Maak dit kragtig in ons eie lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou as ek nou na Psalm 22, ons eerste van ons 3 psalms waarna ons gaan kyk vir hierdie en die volgende 2 Sondae, dan is dit so dat Psalm 22 en ook soos van die ander wil ons dan nou sê lydenspsalms, vroegpsalms, dan is Psalm 22 die psalm wat die heel meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Daarom begin ons met hierdie psalm. En julle sal sien dat hy 'n spesiale plek aan die kruis van Jesus ook het, Psalm 22. Haal hy ook aan die kruis aan. Nou ek gaan vanmôre sulke stukkies lees uit Psalm 22. As julle julle Bybels hier het, maak dit oop,
hou dit daar, ons gaan so stukkie vir stukkie, ons gaan net die eerste klompie verse lees, en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels, en dan gaan ons 'n bietjie verder dan ook maar net lees, en kyk na elke gedeelte, want dit is 'n redelike langerige psalm, so ons gaan net sekere fasette daar uithaal, en om baie opgewonde te wees daaroor, is dit 'n wonderlike psalm waar hy eintlik met die Here worstel oor verskriklike goed aan die een kant, en dan aan die ander kant, dan onthou hy wie die Here was, maar hierdie psalm eindig vanaf vers 22 met 'n lofprysing. Toe ek en my vrou nou so 'n bietjie gesels, sy sê, dalk moet 'n mens begin by die lofprysing, en dan terugwerk na die moedeloosheid. Maar toe dink ek weer agterna, ons moet eers besef hoe moedeloos en hoe God verlaat ons eintlik is, en die Here vind, dan sal ons outomaties eintlik maar die Here prys. Maar dalk is u ook op 'n punt in u lewe waar u regtig voel, waar u regtig sit met jou hande en jou hare. Nou ek kan ook nie meer te veel met my hande en my hare sit nie, want ek het nie meer hare nie, maar my sit baie keer soms so met jou kop in jou hande en jy sê, waar's die Here? Dit gaan nie goed met my nie. En weet jy, as ons nou hierdie psalm lees, dan sien ons regtig iemand wat verskriklik swaar kry. En weet jy, as ek baie keer na die stories van mense, dalk ook in die gemeente luister, mense op plekke, dan besef 'n mens net, dat jy baie keer op 'n punt kom, dat jy voel, ek kan nie meer my swaar dra nie. Baie mense sal vir jou sê, ek sien nie meer lig nie. Dis donker. Dis genuine donker. En dan is die vraag, maar Here, waar is U? Het U my verlaat? Is ek hier alleen? Is U nie bekommerd oor my nie? Worry nie oor my nie? Ek voel so afgesny. Dalk ken jy sulke mense. Dalk is U hier vanmôre, jy's omdat jy so op 'n manier so voel en tog soek na die Here. Dalk het jy al so gevoel. Dalk kan jy weer ook vir ons raad gee hoe om daar uit te kom. Maar weet jy, as ons nou hierdie psalm lees, dan dis 'n psalm van Dawid, en dan sê hy daar, en hy begin met hierdie bekende woorde, die kruiswoorde. My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags, en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. My God, waarom het U my verlaat? Daarom hierdie tema van Godverlatenheid. Gisterand toe sê Elwie vir my, maar het ons dit al in die boodskap gelees? Nou ek wil net ek gaan nou nie die hele boodskap, al die gedeeltes lees nie, maar weet die boodskap skryf dit so echt menslik, dat ek my dalk daarmee kan vereenselwig. Hierdie eerste paar verse van Godverlatenheid. Hy begin ook, hy sê, my God, waarom los U my heeltemal alleen? U help my nie. Ek skree totdat ek blou word, maar U is weg. My God, ek roep U heeltyd. Ek hou nie op met bid nie, heel dag en heel nag lank, maar van U is daar geen teken nie. U is doodstil. U is die een wat baie belangrik en groot is, maar waar is U dan op die ou einde? Ek roep, ek skree, soos wat hy hier sê, waar is die Here? En al wat hy voel is, die Here is doodstil. Dis 'n verskriklike gevoel wat 'n mens beleef. En as ons nou na hierdie psalm kyk, dan kan ons nou net vinnig kyk, wat sê hy eintlik? Vers 2 en ook vers 12, vers 2 wat maar net sê, en bly U so ver as ek roep. In vers 12 ook, sê hy dieselfde. Hy sê van geboorte af, as ek onder die sorg, van die begin van my lewe af, hy sê, dan moet tog nie so ver van my af wegbly nie. Daai gevoel van, God is so ver.
Ek kry hom nie, ek voel hom nie, ek hoor hom nie. God is ver weg. God antwoord nie, sê hy in vers 3. Hy sê nie in die boodskap, ek sobat tot ek blou word in my gesig. Maar u antwoord nie, u is doodstil. En dan sê hy, ek bid heel dag en heel nag. Het hy al nagte deur geworstel en gebid en op die ouend geen rus gekry nie. Ons gaan dit nou nie saam lees nie, maar daarvan af vers 15 en 16, we gaan lees dit met vers 7 wat eintlik sê, ja Here, ek voel nie meer soos 'n mens nie, ek soos 'n wurm. Hy sê daar in vers 7, ek word deur die mense gespot en deur die volk verag. En dan sê hy in vers 15 en 16, Here, my lewe val uitmekaar. Toevallig het ek 'n oproep van 'n ma gisteraan sommer 'n boodskapie gehad. En sê my kinders se lewe val uitmekaar. Ek hou nie meer alles bymekaar. Hy sê hier my liggaam eintlik val al uitmekaar. Ek voel ek sit eintlik hier op die ashoop. Daai gevoel. God verlatenheid. Het jy al so 'n gevoel in jou lewe regtig beleef? Maar dan moet ons besef, as ons na hierdie Psalm kyk, is daar iets verskriklik moois in die Psalm. Die Here is ver weg, daar's 'n soeke, 'n absolute soeke na redding. Wat mooi is van hierdie Psalm, die psalmdigter hou nie op met soek nie. Hy soek en hy soek en hy soek. Here, ek soek 'n antwoord. Maar wat die heel mooiste is, daar's 'n intieme versoeking. 'n intieme soeke na God. In hierdie hele Psalm is hy sê God, dit voel vir my u is ver. Maar as hy 'n verklaring maak, dan wat sê hy? Vers 2, my God, waarom het u my verlaat? Hoor net daar. God is nie nou 'n ander God nie. Dis my God. En as ons kyk weer na vers 5, dieselfde, ons kom net nou terug na my vers 5, vers 11 sluit hy ook maar net so af. Hy sê, van geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af, is u my God. En dan sê hy ook in vers 20, sê hy maar net daar, hy sê, Here, u is die bron van my krag. En dit is my verskriklik mooi, in hierdie soeke, wat ook al gebeur het, hulle sê is moontlik toe hy moes vlug het vir Saul, wat hy daar in daai vallei, wat daar afgaan na die dooie see toe, daar's niks. Sê daar kom as regtig niks. En hulle sê hy het op 'n stadium daar weggekruip. Dalk het hy die Psalm toegeskryf. Maar wat baie belangrik is, hy sê nog my God, my God. Hoe roep jy en ek ook in nood? Laster ons, beklei ons eintlik met God? Ons kan maar 'n bietjie beklei, nie? Maar is hy nog altyd my God? En dit is vir my baie belangrik in daai soeke. En dan in hierdie hele proses sê hy, ek is van God verlate. Dis my gevoel en tog weet ek God is daar. En gaan lees my hierdie Psalm, dis of hy hom elke keer so 'n bietjie moed inpraat. As hy daar vers 4 tot 6, dan sê hy eintlik maar, u is tog die Heilige wat woon waar die lofgesange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en u het hulle bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Hy sê nou net die Here is ver weg. En dan sê hy, Here, maar hy's tog daar. Ons het bewyse dat u bestaan. Vers 10 dieselfde. Wat hy sê, u het my die eerste lewenslig laat sien en my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Dan daai stukkie van geboorte af, was ek nog daar vers 11, wat maar net altyd sê, die Here is tog daar en u is my God. Besef jy hierdie kontras.
Ek voel, die Here is weg. Maar ek kan getuig, die Here is nog daar. En dis daai soort van moeilike gevoel. En daarom kom hy en hy soebat. Hy soebat nie in die lig nie. Dis nog my God. Here, U is tog daar. Daar's bewyse. En dan sê hy in vers 20, maar ons kan ook maar die soebat in vers 12 waar hy regtig sê, moet tog nie so ver van my af bly nie, want die nood is naby. Here, U is ver. Waar is die nood? Waar is die moeilikheid? Naby. En dan sê hy ook in vers 20, wat hy sê, U en U, Here, moet tog nie so ver bly nie. Vers 21, red my. Vers 22, red my. Ek soebat. Ek voel U is ver. Ek weet U is nog daar. Ek weet U is nog my God. Ek het nie daai verhouding verbreek nie, maar Here, ek soebat. Ek is my knieë plat. Ek bid dag en nag aan mekaar. Red my, moet tog nie so ver van my af bly nie. Dis die soebat. En nou wil ek net so ietsie sê van hierdie kontras. God verlate en tog met God naby my. Psalm 73 wat ons hier voor Kersfees sommer net in die Kerssangdiens ook aangehaal het, is dieselfde wat die psalmdigter, hy beklei eintlik daar 'n bietjie met die Here. Hy sê, Here, as jy dan blind, sien jy nie, kyk hoe gaan dit met my. Ek soek. En toe lees ons Psalm 73, toe het hy stil geword, in die heiligdom ingegaan. Maar dan daai mooi versie in Psalm 73, Here, toe ek nou uit die heiligdom uitkom, wat sien ek raak? Ek kyk nou met God se oë, en toe ek met God se oë kyk, sê, maar die Here is nog altyd by my, en hy hou my vas. Dis die hele trant van Psalm 22. God voel ver, maar God is nooit ver. Hy's nog altyd hier. Hy hou my vas in al hierdie seer en hierdie goede. En dan die draaipunt in hierdie Psalm. En dis die wonderlike, die hele tweede gedeelte. Dit begin daar, hy soebat, onthou nou, hy soebat erg tot en met vers 22, en dan sê die laaste gedeeltjie van vers 22, U het my gebed verhoor. Hy sê nie hier, die Here het nou al hierdie ander goede opgelos, wat nou moeilik was nie. Maar wat besef hy? Die Here hoor my, en die Here is by my. Al is ek in hierdie diepe dal, wat hy ook in Psalm 23 beskryf, en die volgende Psalm, van doodskade weer. Hy sê, dan is U nog by my, en U hou my vas. En dis die wonderlike. Wat het hierdie Psalm laat draai? Die feit dat die Here wonderwerk verrig het, ons lees dit nie hier nie. Maar wat het Dawid ontdek? Maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak hoe ek voel nie, die Here hoor my. Die Here hoor my nie net, hy weet wat in my kop aangaan. Hy ken my gedagtes en my wroging. En wat gebeur daai oomblik, toe hy sê, Here het my gebed verhoor, nie detail oor dit nie, wat gebeur? Vers 22 tot 32, word 'n loflied. Kyk maar net daar, vers 22, U het my gebed verhoor, sê hy, ek sal tot eer van U naam getuig in die gemeente, in die volle vergadering sal ek U prys. Vers 24, julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom. Hy entjie verder, vers 26, my loflied in die volle vergadering, kom van hom af, my gelofte sal ek nakom. En dan sluit vers 27 af, en die wat na die wil van die Here net vra, sal hom prys. Nie al die antwoorde nie, maar sy verlatenheid verander in die wete, die Here is by my en hy hou my vas.
En ek kan 'n loflied sing. Ek kan maar 'n loflied sing. Maar weet jy wat is nou baie belangrik wat jy in hierdie Psalm moet raak lees? Hy sê, mense hoor en kom tot bekeer. Baie keer is dit met my baie goed gaan en ek ry nou al die smart car en al hierdie goede en ek vertel van die goedheid van die Here, dan het nie so impak nie. Maar as ek baie keer so swaar kry, en ek vertel nog vir mense, die Here is by my, die Here is goed vir my, ek is hier, hy hou my vas, ondanks dit alles is hy in my lewe. Wat gebeur? Hy sê vers 28, mag hulle lank lewe, en dan sê hy, mense oor die hele wêreld sal die Here erken, en hulle sal hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken. Daar's niks wat my so aangryp as ek kom by 'n mens wat regtig in nood is en nog altyd getuig. Dat ek die Here ook hier kan sien. Hierdie mens kan eintlik getuig van amper van God verlatenheid in sy gevoel en in sy wese. En dan sê nee, hier sit die Here langs my. Hy hou my vas. En dan is my getuienis. Onthou, Paulus sit in die tronk. Hy en Silas, dan sing hulle lofliedere. Ek wil nie eens lank daaroor uitwy nie. Want hoekom? Die Here is daar by hom in die tronk. Hy's in hy en Silas se lewe in sy hart, hulle kon lofliedere sing. Was nie lekker om daar te wees nie, was nie lekker om stikkend geslaan te wees en hande en voete vasgemaak. Maar hy kan 'n loflied sing. Hoekom? Omdat die Here by hom is. En dan wil ek net hierdie bymekaar bring met die Nuwe Testament. Wat ons maar net kyk na die kruis. Hoekom is 'n mens God verlate? Wat beteken God verlatenheid? Dit beteken eintlik op die ou einde 'n stukkie hel. Wat is die hel? Die hel is die plek waar God definitief nie is nie. En daarom is God verlatenheid 'n plek in my lewe waar God nie is nie. En onthou, hier op aarde gaan dit nooit gebeur nie. Dit is die hel. God verlatenheid. En daarom kom God en hy stuur sy seun om vir ons sonde te kom betaal. En wat is die loon van die sonde? Is eintlik maar die hel. Nie dat God my in die hel wil sit nie. Ek kies om die sonde te doen en dan land ek in die hel. Maar Jesus het gekom en hy moes op 'n punt kom om die hel te beleef. Om ten volle vir my sonde te betaal. En daarom aan die kruis kom sê hy ook duidelik, haal hy Psalm 22 aan en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Die simbool, die teken, dat Jesus op 'n punt tussen die hemel en aarde God verlatenheid beleef het, om ons skuld ten volle te betaal. Maar ons sien daar hierdie spanning tussen Gods verbondenheid en Gods verlatenheid. Daai wat baie keer so in 'n mens se lewe maar rondspeel. Maar hy sê ook aan die kruis, nog altyd, my God, waarom het U my verlaat? Daai verlatenheid is maar net, hy sê, die katekisme sê so mooi, hy was van God verlate, sodat ek en jy nooit van God verlate sal wees nie. Hy het ons kom soek. En daarom toe Jesus weggaan, toe voel ons, die dag gaan hy weer weg. En dan sê Matteus 28, hy gaan nie weg nie. Hy sê, ek sal by julle bly, tot en met die volëinding van hierdie wêreld. Gaan lees maar daai enetjie. Ek en jy hoef nooit van God verlate te wees nie. Daaroor het hy gesterf aan die kruis. Maar daarom het hy ook sy gees uitgestort. Om waar ek ook al is, in die hospitaalbed, alleen in my huis, op
Gods verlate vlakte, soos ons dit baie keer uitdruk in God verlatenheid beleef, weet, sy gees is altyd by my. U sal nooit deur God verlate wees nie. Hemelvader, dankie dat U ons maar net weer bevestig. Al soek ons soos Psalm 22, dan soek ons nog by U, my God, en ons verklaar vanmôre maar net weer, U is my God, soos ons in die begin gesing het, ek behoort aan U. Al verstaan ek nie al hierdie goede nie, al voel ek partykeer, U is baie ver weg. Dankie dat U opnuut maar net weer vir ons sê, kyk met my oë, en jy sal my raak sien. Voel met my hart, en jy sal my raak voel. Jy sit eintlik op my skoot, en ek hou jou vas. Niemand gaan jou uit my hand ruk nie. Dankie Here, dat dit vandag so intens moontlik is, omdat U die momente aan die kruis van God verlatenheid vir ons skuld ten volle betaal het. Aan U die eer. Amen. Ons het nou geleentheid om met die Here met ons gawes te dien, en dan sing ons lied 518, en ek weet ons het hom al hier gesing, maar ek meen, hy pas ons nou 100%, voel jy soms, of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan, jy moet glo, dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Ons Hemelvader, baie dankie ook vir U gawes. Dankie Here dat ons, soos Psalm 22, op die ou einde net vir U kan loof en kan prys. En ons doen dit met ons mond, ons doen dit met ons lewe, ons doen dit ook met ons finans. Dankie dat dit 'n dankoffer tot eer van U naam is. In Jesus naam. Amen. Nou kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie lied wat eintlik maar Psalm 22 vir ons beskrywe. Of presies wat hy sê, voel jy soms of die Here te ver is, want hy sê dit 3 keer. Here, moenie so ver van my af bly nie.
Ja, dis wat geloof is, dat ek glo dat die Here oral met my sal gaan. En dis my bede, en ek kan dit maar in die naam van Jesus sê. Sy liefde, sy genade en die teenwoordigheid van sy Gees sal altyd by julle wees. En julle sal nooit sonder God wees, hierdie week en in julle lewe wat voorlê nie.